Die parabool. Nou, die parabool kan julle baie goed onthou van graad 10. Ons het soos 'n smiley face gekry as 'n A positief was, 'n frowny face as A negatief was. En dan het ons ook in graad 10 'n parabool gedoen en hy was half simmetries, of hy was definitief simmetries oor my y-as. Nou wat die probleem is in graad 11 is, of nie die probleem nie, wat gebeur in graad 11 is, hierdie parabool begin links en regs skuif. Hy is nie meer simmetries oor die y-as nie. Hy skuif links en regs, 'n voorbeeldjies is daai. En dan afhangende van die inligting wat op my skets aangedui word, gaan ek een van hierdie formules of vorme gebruik van die parabool. Soos byvoorbeeld hier sê hulle, as jy 2 x-afsnitte het en 'n punt, dan gebruik jy die boonste formule, 'n draaipunt en 'n punt, hierdie middelste enetjie hier, en hierdie is die standaard vorm, en ek gaan bietjie praat oor hierdie ene bietjie later. Okay. Daai is eintlik net die draaipunt formule, om die x-koördinaat te kry en simmetrie as en al daai goedjies. Okay, so, kom ons vee al hierdie goedjies uit, en begin ons met 'n paar voorbeelde. Ek dink dit is altyd maklik, as jy dit gaan toepas. So onthou nou is belangrik om hierdie 3 punte te leer, hierdie 3 formules te leer. Okay. En kom ons kyk wat vir ons gegee is. Vir ons gegee is in voorbeeld 1 is 'n x-afsnit, hierso, en nog enetjie hier, en 'n punt. Okay, dis nie die draaipunt nie, die draaipunt is daarbo, reg in die middel daarbo. So dis 'n punt en 'n punt wat vir ons gegee is, en ons moet eerstens sê hulle hier, bereken die vergelyking van die parabool, dis nou daai stukkie daar. Okay, so ons gaan die vergelyking van die parabool bepaal. Okay, wat doen ons? Ons kyk wat het ons? Ons het 2 x-afsnitte, so ons gaan hierdie formule gebruik. Kom ons skryf nog gaan neer, kan ek dit doen in 'n ander kleur. En dan sê y is gelyk aan a hakie x minus x1, en x1 gaan hierdie punt wees, en x minus x2, wat nou daai punt gaan wees. Okay, so kom ons vervang dit alles in. Ons het y is gelyk aan a hakie, ons het die x aan die linkerkant, wat x minus 4 is, wat net 'n positiewe 4 word, en dan x minus 1, plus 1, skus, is dit min 1 plus 1, skus, my skets is bietjie onduidelik, hy is definitief 'n negatiewe 1, en ons vervang die punte in, maar dan sit ek nog steeds met 'n onbekende a, en jy moet altyd onthou, wanneer jy onbekendes in my vergelyking het, wat ek moet oplos, vervang jy altyd 'n punt in, en het ek 'n punt? Ja, ek het 'n punt, omdat hierdie koördinaat van hierdie punt is, x is 0 waar hy 12 is, so ons vervang daai 0 en 12 in. Okay, so onthou x is 0, y is 12, so y is 12, waar x 0 was. Okay. 0 plus 4 is 4, en hierdie is min 1, so a is gelyk aan, hierdie is min 4, 12, so a gaan gelyk aan wees, ons gaan met min 4 aan beide kante deel, 12 gedeel deur min 4 is net vir ons 'n negatiewe 3. Ja, so ons het nou a uitgewerk as min 3, en dit lyk reg, want as ek na my skets kyk, dis 'n frowny face, en so my a is negatief, so alles lyk in die haak. Onthou nou het jy nog net a uitgewerk. So wat ons nou moet doen is, ons moet teruggaan na my oorspronklike vergelyking toe. Inteendeel, jy kan teruggaan na hierdie enetjie toe. En ons gaan sê, dit wil sê, y is gelyk aan, ek het a uitgewerk, wat nou minus 3 is, x plus 4, x min 1, okay, en wat doen ons van hier af? Ons gaan gou eers EBA, of die produk kry van hierdie, x kwadraat, plus 3x min 4, dit is 'n bietjie van 'n kort pad, maar jy kan lang pad vat, is fine, en nou gaan ek hier min 3 inmaal, so wat min 3x kwadraat is, min 9x, plus 12. Ok, julle, so nou het ek die vergelyking van my parabool gekry. Hy is gelyk aan min 3x min 9x plus 12. Die tweede deel van die vraag sê julle,
bepaal as ook die vergelyking van die symmetrie as. Nou die symmetrie as is 'n lyn wat hier deurloop. Nou hy sny obviously my x-as. So enige lyn wat afloop, dit sny die x-as. So ons weet gaan x is gelyk aan iets wees. En dis waarvoor ek hierdie formule gaan gebruik. Dit gee jou die koördinaat van die draaipunt, die x-koördinaat. So kom ons gebruik die formule. Ons sê x is gelyk aan min b op 2a. Nou min b kan jy onthou by die kwadratiese formule. Hierdie is ons my a, hierdie is ons my b en hierdie is my c. Okay. So min b gee dan vir my minus 9 wat 'n positiewe 9 gee op 2 en a is min 3. Okay, so hierdie is 9 op min 6. So dis minus 9 op min 6. Wat gaan dit wees? Minus 9 op 6. So ons kan dit skryf as 3 gaan bo in 3 keer min 3 op 2. En ons kan gaan kyk of dit reg is. Dis definitief korrek, want die is min 3 op 2. Ons weet nie wat die y-koördinaat is van die draaipunt nie, maar ons weet nou ten minste wat is die vergelyking van die symmetrie. So die symmetrie is x is gelyk aan min 3 op 2. En dis die vergelyking wat hulle gesoek het. Maar nou moet jy onthou, en dis nie deel van die vraag hier nie, hoe sal ek nou daai y-koördinaat kon kry van die draaipunt? Onthou, jy het 'n punt, jy het 'n x, so jy sou net die x hierin vervang het om die y uit te werk, en dan het jy die y-waarde van daai draaipunt. Ok, julle voorbeeld 2. Nou voorbeeld 2 gee hulle vir my 'n draaipunt, en hulle gee vir my 'n punt. Nou dink 'n bietjie mooi, ons gaan 'n bietjie op. Ons gaan hierdie formule gebruik, want hulle gee vir my 'n draaipunt en 'n punt. So kom ons plot dit gou neer. Y is gelyk aan a hakkie x minus b gekwadreer plus q. Nou hierdie moet 'n klokkie lui. Ek kan julle onthou vierkantsvoltooiing. Julle het 'n kwadratiese formule gehad en toe moes hulle vierkantsvoltooiing doen en so voort. So as jy sukkel daarmee, ek sal vir jou 'n videoetjie op YouTube plaas daaroor. As daar nie reeds een is nie, ek kan nie onthou nie, maar ek sal gaan kyk. Maar daar gelaat, ek het nou 'n punt en ek het 'n draaipunt. So kom ons vervang alles in. So ek het eers, kom ons vervang my draaipunt in. Nou jy moet sien, hierdie is my p-waarde. Hierdie is my q-waarde. Okay, so hierdie is x. Nou die belangrike deel is, ek kan nie hier so skryf plus 3 nie. Nou daai x se teken gaan altyd verander. So dit gaan min 3 word, is altyd. So die x se teken gaan altyd verander. Altyd. So ek het my x en my y in vervang in die p en die q se plek. Omdat p se teken gaan altyd change. So as jou draaipunt min 4 en 2 is, dan sal p 'n positiewe 4 wees, né? Okay. So het ons dit in en nou vervang ons 'n punt in, want ons het nou weer onbekende. So ons vervang gou 'n punt in, die punt is 4 en 2. So ons gaan x 4 maak, ons gaan y 2 maak. Kom ons gaan 'n bietjie op, so hierdie is 2, hakkie, a, x maak ons 4. Okay, kom ons kyk wat gebeur. Kom ons vereenvoudig, algebra 101, 4 minus 3 is 1, en 1 gekwadreer is net 1, en 1 maal a is net a, plus 4. So ek het hier in die geval a is gelyk aan van die 4 oor, moet 'n min 4, so dit is net min 2. So nou het ek a uitgewerk. Nou onthou, ek moet nou die formule uit gaan werk, die vergelyking. So ons gaan dit nou weer terug daarin vervang. So ons sê dit wil sê, y is gelyk aan, nou ek het nou a uitgewerk as min 2. Ons hou die res van hierdie vergelyking dieselfde. En onthou altyd in die standaardvorm. Die standaardvorm is, het ons hier neergeskryf, hierdie kant toe. So ek gaan hierdie hakies met uitmaal in standaardvorm kry, omdat elke antwoord moet altyd in standaardvorm wees, mits dit anders gevra word in die vraag, né? Hulle kon gesê het, los dit nie draaipuntformule of wat ook al. Okay, so kom ons skryf dit in standaardvorm. Ons gaan nou, ek wil jou nou net herhaal, remind, om nou nie hierdie fout te maak, wat ek jou nou gaan wys nie. Moet asseblief nie
so inmaal nie. Dit is so fatale fout. Dis baie belangrik, moenie daai fout maak nie. Jy skryf die hakie 2 keer. Wanneer maal ek so in het, so by the way? Dis wanneer ek 'n maal in my hakie het. Dan kan ek my eksponentwette gebruik. Dan kan ek dit doen. Maar hier is 'n plus en minus in my hakie. Daarom kan ek dit nie doen nie. Die hakie word net 2 keer geskryf en dan moet ek obviously maar jy gaan die produk kry. So hierdie is min 2, kom ons maal gaan hierdie uit. So hierdie is x kwadraat min 6x plus 9. Nou is daar plus 4 en y is gelyk aan min 2 x, kom ons maal hom in, skies julle. Min 2x kwadraat plus 12x min 18, so is min 18 en dan obviously plus hy 4, so ek dink dit gaan min 18 plus 4 is net min 14, ja, het lyk korrek. So hier is die vergelyking van my parabool. Nou vra hulle, gee die vergelyking van die symmetrie as, omdat dis die lyntjie wat hier afloop. En onthou, ons soek net die x-waarde, die x-waarde word vir my gegee hierso. So ons gaan net sê x is gelyk aan 3. En dis die vergelyking van my symmetrie as. Ok, julle voorbeeldjie nommer 3. Nou voorbeeldjie nommer 3 het ek het y-afsnit en ek het 2 punte. Nou kom ons kyk wat ons kan gebruik. Kom ons gaan 'n bietjie na die oorspronklike een toe. Hier het jy 2 x-afsnitte nodig gehad, want ons wat is nie het nie. Ons het 'n draaipunt nodig gehad, nie 2 nie, wat ons ek nie het nie. Dan moet ons die standaard formule gebruik. So kom ons skryf gaan die standaard formule hier neer. So as jy nie 'n draaipunt het of 2 x-afsnitte nie, dan moet jy die standaard formule gebruik. En hy is dit. Ok, so ons gaan hom gebruik. Nou, wat het ek? Onthou, ek het nou onbekendes hier. Ek het 'n lot. Ek het 'n A, 'n B en 'n C. So dit klink vir my of ek gelyktydige oplossings moet doen, maar ek het 3 onbekendes wat ek moet iets daaraan doen. En onthou nou, moenie vergeet van hierdie punt hier nie, 6. Onthou waar die parabool die y-as sny, so die y-afsnit, gaan ons om dadelik aan invervang. En wat een van hierdie waardes was dit? Dit was die C. Die C is altyd die y-afsnit. En nou het ons onbekendes, net 2 'n A en 'n B wat ons moet oplos. So gaan soek altyd die ander onbekende. Hy moet iewers vir jou aangedui word. Daar's altyd wenke. So kom ons vervang nou punt in wat ons onbekendes. Ons gaan punt in vervang. Ons gaan sommer min 1 en 4 gaan vervang. OK. So elke x is min 1. Y is 4, so hierdie is 4 is gelyk aan A. X is min 1 gekwadreer plus B en B is min 1 die x plus 6. Ok, kom ons vereenvoudig verder. Min 1 gekwadreer is 'n positiewe 1, so hierdie is net A en hierdie word min B en hierdie is plus 6. So ons kan dalk hier A alleen kry. So kom ons vat gou die 6 en die B oor. So A bly hier, ons vat die 6 oor, so hierdie word B, 4 minus 6 min 2. En kom ons noem hierdie nou vergelyking 1, en jy kan dadelik sien, want ek het nou 2 onbekendes, so ons gaan gelyktydige vergelykings doen. Dan vervang ons weer 'n punt, en ons het daar reeds hierdie punt in vervang, so kom ons doen met daai enetjie, ons vervang 'n punt in, die punt is 1 en 6. X en Y, onthou baie belangrik om bly by jou onderwyser of onderwyseres se metodes. Hierdie is maar my metode. Dis bykans dieselfde glo ek, maar bewoording kan hier en daar anders dalk wees. Sy wil dalk hê jy moet iets anders skryf. Bly by hulle metodes, is baie belangrik. Hulle moet dit immers merk. X is, so ons gaan na 1 6 in vervang, so elke X gaan nou 1 word en elke Y word 'n 6. So ons gaan terug na die enetjie toe, ons vervang x met 1, y met 6, so x met 1, hy word gekwadreer, en y met 6, wat ons wel gedoen het, so kom ons maak hierdie is 1 gekwadreer, is 1 maal a is a, en 1 maal b is net b, is van die 6 oor, en dan word dit 0, so ons weet dat eintlik a is gelyk aan min b, en kom ons doen dit vergelyking 2, so ons het A is gelyk aan B min 2, ons het
A is gelyk aan min B, so ons gaan nou mekaar gelyk stel. So ons sê so stel vergelyking 1 gelyk aan vergelyking 2, want albei van hulle is gelyk aan A. En dan as jy dit anders te doen, is perfek. Moenie worry nie, die antwoorde behoort dieselfde te wees. So ons gaan die twee vergelykings mekaar gelykstel. So ons sê B min 2 is gelyk aan min B. Kan ons van hier af B oplos? Ja, ons kan. Ons gooi die B oor soontoe, so 2B is gelyk aan 2, so B is gelyk aan 1, en ons noem dit vergelyking 3, en dan gaan ons dit net weer vervang in vergelyking 2 in. Sub vergelyking 3 en 2, en wat kry ons? As B 1 is, dan is A gelyk aan min 1, hè? So ons kan die vergelyking neerskryf. Y is gelyk aan, ons weet nou wat A is min 1, so dis min 1x kwadraat, maar ons skryf nie daai 1 nie, dis lyk lelik. Ons weet B is 1 plus 1x, so ons skryf net x, en dan my y afsit was 6, so dis die vergelyking van die parabool. En die volgende vraagie is, bereken die symmetrie as. Kan jy onthou, die symmetrie as is die enetjie wat hier loop. Ok, wat ons gebruik, onthou daai nuwe formule wat ons het, x is gelyk aan min b op 2a, min b is, nou obviously hierdie is b, so hierdie is min 1 op 2, en a is min 1, so hierdie is 'n half, né? So ons weet x is gelyk aan half, en dis die vergelyking van my symmetrie as. Ek wil net vir julle sê, daar is 'n ander metode ook om die symmetrie as te kry. Dink 'n bietjie, ek wil net hierdie sketsie so 'n bietjie oorteken nie. Daar was 'n parabool soos hier. Hy het die y-as gesny op 6, so ek weet hierdie koördinaat was 0 en 6, en hier was 'n punt van, ek dink dit was 1 en 6. So wat ons wel weet is dat hulle lê op dieselfde horisontale vlak, omdat hy y 6 is. So ek kon letterlik die symmetrie afgelei het, want hy is die helfte van 0 tot by, hy is die helfte vanaf 0 tot by die symmetrie, en 0 tot daar, so ons weet die helfte daar is 'n half, so x is gelyk aan 'n half. Kyk altyd na die vraag, as hulle sê skryf die symmetrie as neer, dan is dit wat ek moet gaan doen. As hulle sê bereken dit, dan moet ek die formule gebruik. Ek hoop jy het geniet.